Goeiemôre aan almal. Dit is vandag die 4de Januarie. Wanneer jy hierdie uitsending ontvang, is dit reeds in die nuwe jaar. 'n Baie geseënde nuwe jaar vir julle. Ons hoop dit gaan sommer klop disselboom in hierdie nuwe jaar. Baie dankie dat jy vanoggend by ons aansluit en ons vertrou dat dit vir ons almal tot groot seën sal wees. Ons tema vanoggend is God herskep oergeskiedenis. Kom ons raak stil en dan gaan ons voort met die fotum vanuit Genesis 7. Gaan jy en jou hele gesin in die ark in, want in hierdie geslag het ek net jou voor my regverdig bevind. Gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het nou geleentheid om dan ook 'n lied saam te sing, waarna ons weer sal voortgaan. Voordat ons voortgaan met die skriflesing wat gaan kom uit Genesis 6, wil ek so 'n paar inleidende opmerkings maak, baie vreemd in die ore miskien, die oergeskiedenis. In die eerste gedeelte van die oergeskiedenis in die Bybel, Genesis 1, Genesis 2, gaan oor die geskiedenis van die hemel en die aarde. En dit eindig in die sondeval in Genesis 3 en 4, met die broedermoord Kain en Abel. Het is baie negatief om dit te lees. Die tweede gedeelte van die oergeskiedenis gaan oor die geskiedenis van Adam en Eva. En dit eindig dan in die tragiese beskrywing van die groot bedorwenheid van die mense op aarde, Genesis 6 vers 1 tot 8, wat net so negatief is. Dan kom ons by die derde deel van die oergeskiedenis, en dis in 'n groot mate waarby ons vanoggend gaan uitkom, die verhaal van Noag, van Genesis 6 en dan tot Genesis 9. En ek wil vra dat ons sal fokus in ons gedachtewêreld ook oor hierdie oorgang tussen die tweede en die derde deel van die oergeskiedenis. En as ons hierdie gedeelte lees, gaan ons sekere dinge wat ons regtig weet, gaan ons totaal uitlaat. Ons gaan glad nie aandag gee aan Noag en die ark nie, en die betekenis van die ark en alles daarom saam nie. Ons gaan glad nie kyk na die geskiedenis van Noag se seuns Sem, Cham en Jafet regtig nie. Ons gaan Genesis 10 nie na kyk nie, en die geskiedenis van Sem in Genesis 11 gaan ons ook nie na kyk nie. Maar kom, ek vra die aandag dan vir Genesis 6, ek gaan lees daarvan na vers 1 tot en met vers 12, en dan lees ek die eerste vers van Genesis 7. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelwesens gesien
dat die dogters van die mense mooi was. Hulle het toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het. En die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. Die reuse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde, solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het. En daardie kinders was die helde vir die oudheid, die beroemde manne. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is en dat alles wat hy in sy hart bedink altyd net sleg is, was die Here jammer dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom tot in sy hart gegrief. En toe sê die Here, ek sal die mens wat ek geskep het van die aardbodem af uitwis, mense sowel as diere, ook kruipende diere en die voëls van die hemel, want ek is jammer dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. En hier volg die familiegeskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, onberispelik in sy optrede tussen sy tydgenote. Hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns verwek, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was deur en deur sleg, maar die aarde was vol geweld. God het gekyk na die aarde en kyk, dit was deur en deur sleg, want alle mense het 'n verderflike pad geloop op die aarde. En dan lees ons een versie in Genesis 7. Ons lees daarvan die eerste vers. Noag het dit toe gedoen, net soos wat God hom beveel het, so het hy gemaak. Dis eintlik vers 22 van Genesis 6 en dan vers 1 van Genesis 7. Die Here het toe vir Noag gesê, gaan jy en jou hele gesin in die ark in, want in hierdie geslag het ek net jou voor my regverdig bevind. Ek wil tog net weer die tweede gedeelte van vers 1 lees, want in hierdie geslag het ek net jou voor my regverdig bevind. Tot sover dan ons skriflesing. Dit bring ons dan by ons tema vir die oggend, God herskep oergeskiedenis. God se afgryse, sy woede, sy teleurstellings, weens die ongehoorsaamheid van die mense wat hy gemaak het, was baie groot. Ons sien dit in die verhaal van Adam en Eva wat ons almal goed ken. Dit is selfs te sien in die verhaal die geweld van Kain teenoor Abel, wat sy broer doodgemaak het. En ons sien dit ook in die verhaal van Noag. Want God het die mens gemaak, want hy wil by die mens woon. Hy wil met die mens wandel. Hy wil met die mens in gemeenskap tree. Hy wil sosialiseer met die mens. Die verloop van die res van die storie van die Bybel sal telkens vir ons hieraan herinner dat dit is wat God in die oog het. Die Bybel is in die verhaal van God se onvermoeide pogings om die verhouding met mense te herstel. God wil die mens terugwen in 'n verhouding met hom. God wil die mens lief hê en hy wil graag hê die mens moet vir hom ook lief wees. Wat baie belangrik is wanneer ons hierdie geskiedenis lees, hierdie oergeskiedenis en ons kyk daarna en ons wil dit vir ons neem vandag, is dat God se plan met die mens is nie deur enigiemand anders gedwarsboom nie, as maar net wat aan die ontvanging van die menslike geslag gebeur het. Die mens se eie toedoen het hierdie dinge laat gebeur. God is nie deur 'n ander godheid tot die stap beweeg nie. Dit is dus baie duidelik dat die Here baie bedroef is. Die woorde kom ook voor in die geleesde gedeelte. Die Here is baie teleurgesteld, hy is bedroef, hy is ontsteld. Die mens is verdorwe. So voel hy oor die mens wat hy gemaak het om op aarde te woon. Maar naas die bedroef en die ontsteld oor die mens op aarde,
Het is ook gelees dat die hemelwesens met die dogters van die mense getrou het en daarmee die grens tussen hemel en aarde oorskry het. Dit het die Here net so ontstel. Nou, ek wil nie vanoggend ingaan om te verduidelik van die hemelwesens en alles wat daarmee saamhang nie. Dit is eintlik heeltemal 'n onderwerp op sy eie. Maar kom ons gaan aan. Hierdie dinge het God nie net emosioneel pyn gegee nie. Dit het hom diep gegrief. Dit het hom so diep verneder en beledig dat hy net een uitweg kon beraam. En dit is dat God het besluit hy wil die mens totaal uitwis. Die sondeval het nie net die mens se denke benewel en die aarde in gevaar gestel nie. Die sondeval het selfs God se domein, die hemel, bedreig, in terme van die hemelwesens, wat in opstand teen sy wil vir hul bestaan gekom het. Die aanleidende oorsaak vir die watervloed word as die korrupsie en geweld op aarde geteken. Elke mens op aarde se lewe word verrot, en daarom besluit God om 'n einde te maak aan alle mense, sodat hy nuut kan begin met Noag. Dit bring ons by ons derde punt. God wil red wat redde is. God se eerste poging om oor te begin met 'n familie, met Noag en sy familie. En dan die stukkie hoop. Maar Noag is deur die Here begenadig. En daarmee word die verhaal van Noag ingelei, regverdige en onberispelike man wat naby aan God geleef het, soos dit ook van Henog voor hom gesê is. Let op dat God reg deur hierdie verhaal die aktiewe gespreksgenoot en handelende subjek is. Noag praat nêrens nie. Hy doen wel alles presies, net soos God vir hom gesê het, en hy's gehoorsaam. Die Here gee dus opdrag dat Noag 'n ark bou, wat die oorstroming wat die Here gaan stuur, die mense gaan red. En dit moet dan die familie van Noag en al die voëls en al die diere wat saam in die ark is, dit moet hulle red. God gryp dus in. God maak 'n nuwe begin met Noag en sy familie en sy nageslag. Maar God se droefheid gaan oor in genade, as hy iemand vind met wie die pad met die mens vorentoe kan loop. Dit is wat hier gebeur. God gryp in. God se droefheid gaan oor in genade. En hy begin 'n nuwe pad loop met een mens in sy gesin, want God wil aangaan met sy skepping. Ons vierde punt vanoggend is dat ek dink ons moet vir 'n oombliekie stil staan by die watervloed in die lig van die argeologie en die geologie van vandag. En dit bly nog steeds die beste manier om die verhaal van die Bybel te hanteer, is om dit net so te aanvaar soos dit in die Bybel vertel word. Die nuwe begin wat God maak is eintlik 'n ontskepping van die bewoonde wêreld. Alles wat hy geskep het, maak hy eintlik ongedaan. Hy stop alles, hy haal alles van hierdie aarde af. Dis wat ons in die eenvoudige woorde lees. 'n Nuwe skepping met 'n nuwe familie en die diere wat saam met hulle in die ark is. So skep God die aarde weer nuut met die nageslag van Noag, sowel as met die diere. Dit is oneenseglik so dat daar min oortuigende argeologiese en geologiese getuienis is van 'n vloed wat die hele wêreld bedek het. Ten spyte van die oorvloedverhale wat daaroor reg oor die wêreld is. Byna alle beskawings praat wel van 'n wêreldvloed, maar die argeologie en die geologie ondersteun nie die herinneringe van mense nie. Die wetenskap vra iets meer. Daar is slegs getuienisse van vloede. En daar is baie geskryf en ek wil nie alles met u kommunikeer nie, dit sal baie tyd in beslag neem.
Maar dit is dus sinloos om die verhaal te probeer aanpas by of te harmonieer met die argeologie en die geologie en ander wetenskappe van 2025. Daar is net te veel potensiële probleme wat rondom die Bybelse verhaal in vergelyking met die wetenskaplike ondersoeke na vore kom. En ons gaan dit eers probeer doen nie, en ons wil ook nie net die probleme ignoreer wat daaruit voortkom nie. Maar miskien moet ons oor die argeologie die volgende vanoggend mee dan dalk eens wees. Wat belangriker is dat God 'n nuwe begin met die wêreld deur Noag se gehoorsaamheid maak, soos vertel in 4 hoofstukke. Hoe dit presies gebeur het, ons weet nie. Dit is moeilik om te verklaar, ons weet nie. Die verhaal getuig van 'n nuwe begin. En dit aanvaar ons, is dit wat ons moet hoor. Dis die punt van die verhaal, en daarom kan ons met sekerheid fokus. Dit bring ons by 'n volgende punt dan, as ons klaar gepraat het oor die argeologie. God se passie vir 'n verhouding bou met mense is groter as sy afgryse of sy woede of sy teleurstelling van die ongehoorsaamheid van mense. Dit is die eerste gedagte wat ons vanoggend met mekaar gedeel het. Die nuwe vraag is God nou eeu vir eeu teleurgesteld en onnigter oor die mens wat hy op aarde gemaak het? Adam en Eva, Kain en Abel. In die plek van Abel kom Set, uit die nageslag van Set, Noag. 'n nuwe begin met Noag en 'n nageslag. En Noag op jaar 500 van sy bestaan het hy 3 seuns, Sem, Cham en Jafet. Maar die nuwe moeilikheid op hierdie aarde, wat gelyk het met die Noag oplossing, dat sonde nie weer die aarde sal oorneem nie. Maar hy het nie geweet dat uit die een seun van Noag, Cham, word 3 aardsvyande van Israel gebore. Cham se broer Sem word die voorvader van Israel. Uit Cham se nageslag word ook Egipte gebore. Egipte wat Israel 'n slawevolk sou maak. Cham en Sem is broers. Sem word die voorvader van Israel, maar sy broer Cham se nageslag raak Egipte. En die slawevolk met die voorvader Sem is onder Egipte se beheer. Mens kon verder in die geskiedenis inblaai en sien die Kanaaniete het op 'n soortgewyse konstante verleiding vir die broerskinders van Israel, dit was hulle. Toe die volk uiteindelik die beloofde land betree. Het jy geweet dat die Assiriërs, waarvan ons lees later in Genesis 10, dat die Assiriërs was ook deel van Cham se nageslag, en hulle was vir die eerste ballingskap van die mense in Israel verantwoordelik. En as mens al hierdie goed en al hierdie feite binne 'n paar hoofstukke in Genesis lees, en dit alles die nageslag van Noag, dan lyk dit vir ons, maar eintlik het niks verander nie. Die sonde is weer volledig terug op hierdie aarde. Dit bring ons dan by ons 7de punt vanoggend. Maar wat weet ons? Te midde van al hierdie goed, ons weet God wil by ons woon, God wil by die mens op aarde woon. Ons het dit al vir mekaar 'n paar keer vanoggend gesê, dat God wil met ons wandel, God wil met ons gemeenskap hê. In die verloop van die res van die storie van die Bybel, sal ons telkens dit raak lees en telkens herontdek, God wil by die mens wees. God wil vir die mens God wees. En elke keer gaan God se droefheid oor in genade. Mens kan eintlik sê die Bybel is die verhaal van God se onvermoeide pogings om die verhouding met mense te herstel.
God wil elke keer die mens terugwen in 'n verhouding met hom. God wil elke keer vir hom laat beleef, maar hy is lief vir hom en God wil hê ons moet vir hom lief wees. Die Here kon wel die sondige mense op aarde uitwis. Noag, almal wat saam met Noag gewoon het behalwe sy familie, is almal uitgewis. Maar die Here het nie die sonde van die vloed uitgewis nie. Want die sonde het met selfs die begenadigdes met Noag en sy familie opgeklim op die ark. Die sonde het nie verdrink nie. Die sonde was doodgewoon deel van hulle geestelike DNA van die mense ook binne in die ark. Iets meer sou moes gebeur. En nou wil ek 'n sprong maak. Die Here Jesus sou die sonde van die mens aan die kruis moes kom uitwis en ons as mense van binne af verander deur geloof in sy versoeningswerk. Is dit nie die oorhoofse punt wat die verhaal van Noag is nie? Die ontvouende verhaal van God met die mense in die Bybel. Net een pad, net een kon die pad herstel. Dis 'n God en mens. God se enigste seun, Jesus Christus die Messias. Die verloop van die res van die storie van die Bybel sal telkens vir ons daaraan herinner. Gaan lees die profete, gaan lees die konings, gaan lees die hele Ou Testament. En ons sal agterkom dat as ons vanoggend die sprong maak van Noag na Jesus toe, dan is daar eeue verby. Maar die storie het dieselfde gebly. Kom ons gryp 2026 aan met albei hande. Die DNA van die sonde het nie verdwyn nie, tot vandag toe nie. Maar Jesus Christus Messias, kinders, ek en u, is verlos in Jesus Christus. En wat 'n wonderlike voorreg, en wat 'n bevoorregte mens is ons nie, om as 'n gelukkige mens 2026 aan te vat, want hierdie waarheid het ons waarheid geword. Dit het nie gestop by Noag, die sonde het nie gestop nie. Maar die wonder van God se liefde, die genade van God se liefde, het ook nooit gestop nie. En toe gebeur daar 'n dag, dat God sy belofte waarmaak. Ek sal vir julle iemand stuur, wat die DNA, die sonde se DNA, kan vernietig. En ek en u leef in daai tyd. En my gebed is, dat 2026 vir u sommer 'n baie wonderlike jaar gaan wees. Nie miskien omdat alles dan nou wind voorspoedig gaan nie, maar dat ons in Christus geluk vind en in hom gelukkig kan lewe. Want ons sondeskuld is volkome vergewe. Ons het 'n nuwe lewe. Nie net vir die hemel nie, maar vir nou hier op aarde. Amen. Kom ons dank. Here, baie dankie dat die DNA van die sonde wat saam met Noag op die ark was en weer in die aarde ingekom het, dankie dat daardie DNA wat deel van ons bestaan is, elkeen wat vandag leef, dat daar 'n oplossing gekom het. En dat ons sommer nou die ander dag die oplossing gevier het, toe ons Kersfees gevier het. En dat dit sin en betekenis aan ons bestaan, dit kon ons vier. Jesus het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, en daardie heerlikheid is ook nou ons heerlikheid. En ek wil vra, Here, dat wat ook al in hierdie jaar vir ons wag om te gebeur, goed of sleg in ons eie denkwêreld, dat dit goed sal wees in die sin, dat ons altyd sal weet, u reik nog steeds uit na die mens. En u volmaakte uitreiking
totaal suksesvol was in die krib en die kruis. Seën vir ons as gemeente, seën vir ons as Christene in hierdie wêreld, dat ons dit sal besef, dat ons daaroor dankbaar sal wees, dat ons met die hulp van die Heilige Gees, met die werk van die Heilige Gees in ons lewe, dit sal beleef hierdie hele jaar. Amen. Ons gaan nou nog 'n lied saam sing. Dat u daarin kan woon, vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weer gebore. Ek neem Jesus nou aan. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek bid dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Neem nou my lewe as 'n offer aan u. Heilig dit, Here, aanneemlik vir u. As wat ek is, Heer, kom ek vir u gee. Wees u nou die koning wat in my regeer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek bid dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek bid dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. 'n baie geseënde nuwe jaar as kind van God. Amen.